dink voordat ons begin, tot ons wegspring, kom ons sluit dit ons oë en ons open ons in gebed. Koning Jesus, Here, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid vandag, Here, om te kom sit hierso, Here, as broers en susters en om te kom leer van U. Here, asseblief, Here, ons bid, Here, en ons vra, Here, gebruik U se Heilige Gees, Here. Kom openbaar Uself aan ons vandag, Here, in hierdie boodskap wat uitgaan, Here. Here, en kom werk met ons, Here. Kom wys vir ons, Here, waar daar so nodig is om aandag te gee in ons lewens, Here. Here, so asseblief gee ons vandag die waaksaamheid, Here, om te luister na die woord, Here. Here, maar dat ons nie vergeetachtige hoorders sal wees nie, maar dat ons daders van die woord sal wees, en dat ons hierdie boodskap toepas in ons eie lewens, Here, en dat ons die vrug daarvan sal sien, Here. Asseblief, Here, ons bid in U se naam. Amen. So, vergifnis is nodig vir vergifnis. Vandag gaan ons 'n bietjie fokus op die gedeelte waar ons bid, vergeef ons ons sondes, soos ons skuldenaars vergewe in die Onse Vader. So dis waar ons gaan op fokus vandag. En ons begin by die heel eerste gedeelte, Here vergewe ons skulde. So ons begin by die vergifnis wat beskikbaar is vir ons. Nou julle kan vir my blaai na Genesis 3 toe, vanaf vers 1, dan lees julle saam met my. Kom ons begin. Ja, Genesis 3, vanaf vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die vrugte of van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom, wat 'n mens kan begeer om sy verstand te kry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook ander man by haar, en hy het geëet. Nou, een van die verskriklikste gebeurtenisse van die mensdom is die feit dat sonde begin werksaam raak het in hierdie wêreld. En as gevolg van dit, beteken dit dat die heerlikheid skei van Adam en Eva se lewe. God se heerlikheid skei daarvan. Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Omdat ons uit Adam en Eva gebore word ons gebore met dieselfde vlees. Ons word gebore met dieselfde natuur, die sondige natuur, en dit beteken dat ons self is ook geskei van God se heerlikheid. Net soos wat hulle uit die tuin van Eden uitgejaag was, net so word ons geskei van God. Nou verder weet ons dat die loon van die sonde is ook die dood, en ons begin onsself dit in Adam en Eva se lewens raak te sien, hoe hierdie doodsheid in hulle lewens werksaam begin raak, deur die diertjies wat moet sterwe, sodat Adam en Eva klere kan kry, sodat hulle bedek kan word. Nou die feit dat God 'n dier laat sterwe, sodat hulle bedek kan word, is verseker iets waarvoor ons hom kan prys. Want vir ons deur Jesus Christus, wat soveel meer as 'n bok is, sodat ons deur Christus bekleed kan word, sodat ons deur Christus bedek kan word. Adam en Eva was ook verseker bedek gewees deur God se heerlikheid, en toe hulle sondig, het hierdie heerlikheid van hulle ontbreek, en hulle was naak van God se bedekking gewees. Nou, ons kan net onsself indink, as God alleenlik 'n verterende vuur is, en as hy 'n ernstige toornige God is, wat almal wil straf, en omdat hy heilig is, gaan hy regverdig optree. Ons kan net indink wat die gevolge van dit sou wees. Ons almal sou al lankal gesterf het. Ons almal sou al lankal oor die toorn van God gekom het, wat hy oor ons sou gebring het. Maar die God wat ons dien, is 'n liefdevolle God. Alhoewel hy heilig is, alhoewel hy 'n verterende vuur is, alhoewel hy 'n toornige God is hy 'n liefdevolle God. En omdat hy lief is vir ons, dink hy aan ons tekortkominge. Hy dink aan daar waar ons ver tekort skiet. En hy stuur vir ons Jesus Christus, omdat hy lief is vir ons.
sy seun, sodat hy in ons plek kan sterwe, sodat ons van ons sondes gevrywaar kan word en in sy heerlikheid kan leef. So, wanneer ons kyk na God, kan ons verseker wees dat hy 'n vergewensgesindheid het. Ons kan weet dat vergifnis is deel van sy karakter, en ons kan weet dit is deel van sy natuur, en dit is deel van sy liefde. Maar hierdie vergewensgesindheid wat God het, is nie vir die Jode nie. Dit is nie spesifiek vir 'n Griek nie. Dit is nie spesifiek vir die Christen nie. Maar dit is alleenlik vir die persoon wat die naam van God aanroep. Dit is alleen vir die persoon wat God se naam aanroep vir vergifnis en verlossing en vir heiligmaking en vir die kennis sodat ons hom kan ken. Dit is alleenlik vir hierdie persoon vir wie God vergewens vir wie hy daai vergewensgesindheid gaan hê. So ons kan daagliks gelos word met 'n besluit. Gaan ek vandag vir God aanroep? Gaan ek my bekeer na God toe vandag? En daardie besluit is absoluut joune. Dit is jou besluit om te maak of jy jou gaan bekeer, of jy God gaan aanroep of nie. En wat ook al besluit jy maak, jy moet weet dat jy gaan paas staan vir daardie besluit. Jy gaan die gevolge dra van die besluit. Of jy nou besluit om jou te bekeer na God en om daagliks, eerliks, minuutliks sy naam aan te roep, is die gevolg dat jy vergifnis gaan kan ontvang. Jy gaan verlossing kry. Jy gaan heiligmaking beleef in jou lewens. Jy gaan vir Christus kan ken. Maar as jy besluit om jou hart te verhard en om jou nie te bekeer na God nie en om nie aan te roep nie, mense, verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. So hierdie konstante bekering is absoluut nodig sodat ons in die heerlikheid van God kan leef. Dit is absoluut nodig dat ons vandag al deur sy heerlikheid bedek kan word. Want weet net een ding, as ons nie in die heerlikheid van Christus gaan leef nie, gaan ons nie deur hom verander word nie. En as ons nie meer en meer soos Jesus Christus gaan word nie, gaan ons minder en minder soos Jesus word. Jy gaan of beter word, of jy gaan slegter word. So dit is absoluut krities dat ons die naam van God moet aanroep, sodat ons 'n lewe leef van bekering. 'n lewe leef waar ons God se naam aanroep en in sy heerlikheid leef sodat ons deur hom verander kan word konstant. So daardie besluit is joune. Jy gaan moet besluit of jy hom wil aanroep of nie. En jy moet weet jy gaan paas staan vir die gevolge. Nou prys die Here, sy genade is nie elke oggend, elke dag het ons nuwe vrymoedigheid om te nader tot God vir vergifnis, omdat ons kan vertrou op sy karakter, omdat ons kan vertrou op sy gesindheid en omdat ons kan vertrou op sy natuur. En die kans is goed dat die meeste van ons wat hierso is, sukkel met sonde. Die kans is goed dat hierso is ietsie wat ons mee sukkel, en is heel moontlik dieselfde sonde wat ons die laaste 10 jaar al mee al sukkel. Nou ek verstaan die krisis, ek verstaan die stryd, ek verstaan wat dit is om keer na keer na Jesus toe te gaan en vergifnis te vra vir dieselfde sonde. Nie 10 keer, nie 1000 keer nie, maar 10.000 keer om na Christus toe gaan en vir hom sê, Here, vergewe my weer vir hierdie sonde. Mense, dis 'n verskriklike plek en posisie om in te wees. Want weet net, Satan gaan dit gebruik teen jou. En hy gaan vir jou sê, weet jy, vandag was dit oor die lyn gewees. Vandag was dit nou net te veel en Christus gaan nou vandag nie meer vergewe nie. Van hierdie 11.000 keer wat jy nou gesondig het, is nou net te veel. So moenie Satan se leuen glo nie. Christus Jesus se vergifnis wat beskikbaar is beskikbaar vir hierdie persoon wat besig is om te sukkel met sonde, maar met die woord wat sukkel. Nie 'n persoon wat aanhou oefen in sy sonde doelbewustelik nie, maar 'n persoon wat sukkel. Sy vergifnis is beskikbaar vir hierdie persoon. So moenie voel dat jou sonde is te groot nie. Moenie voel dat jou sonde is te veel. Moenie Satan se leuen glo nie. Van die begin van die skepping af was dit bepaal gewees dat ons verlossing, ons vergifnis, ons heiligmaking in Jesus Christus gaan wees. Vanaf Adam en Eva se tyd af sien ons al die tekens van Christus wat gekom het. Ons begin al te sien van Adam en Eva se tyd af die versoening wat hy vir ons sou bewerk. Die lam wat in die plek van Isak sterwe, of die ram. Die slang wat op 'n stuk hout hang om die mens van Israel te genees. Al die bokke en stiere wat se bloed gegiet word vir die mense, se sondes tot vergifnis daarvan. Al die profesieë wys pyl reguit na Jesus Christus se kruisiging toe. Sy bloed wat gegiet
gaan word vir ons en wat hy vir ons op die kruis gaan bewerk. Dit wys Paul reguit na Jesus Christus se bloedoffer wat eenmalig was en wat God die Vader ten volle tevrede gestel het. Ou-testamentiese Israeliete moes gedurig bokke en stiere en vee geoffer het tot vergifnis van hulle sondes, want hierdie bloed van daardie bokke en stiere was nie genoeg nie. Dit hulle dalk wel vergewe, maar dit het hulle nie gereinig nie. Die bloed van Jesus is soveel meer as hierdie stiere en hierdie bokke. En dit is genoeg om die Vader ten vrede te stel, ten volle, vir ewig en vir altyd. Christus se kruisiging en sy bloed en sy liggaam wat verbrysel was, is genoeg. Op een oomblik betaal Jesus Christus vir almal se sonde. So dit wil sê die sonde voordat jy tot bekering gekom het, en die sonde na jou bekering. Op een oomblik betaal Jesus Christus vir daardie rebellie, vir daardie vleeslikheid van ons, vir daardie sondige natuur vir ons. So moenie dink dat jy sonde is te groot nie. Moenie dink dat jy nie vergewe kan word met daardie sonde wat jy so mee sukkel nie. Jesus is aan tafel by Simon, 'n Fariseer, en 'n sondares is bewus hiervan, en sy gaan in met 'n albasterfles vol salf, en sy gaan na Jesus toe, en sy was Jesus se voete met haar trane. Sy vee Jesus se voete af met haar hare, en sy salf sy voete. Simon die Fariseer kyk na die storie, en hy sê vir homself, as Jesus toch maar net 'n profeet was, dan sou hy geweet het met wat se sondares hy mee besig was. En Jesus let op daarop, en hy sê vir Simon, Simon, daar was 'n geldskieter gewees, en 2 skuldenaars het hom geld geskuld. Die een het hom 50 pennings geskuld, en die ander het hom 500 pennings geskuld. Maar omdat nie een van hierdie skuldenaars hom terug kon betaal het nie, het die geldskieter gegaan, en hy het daardie geld vir hulle gegee, hy het vir hulle geoffer. En hy vra vir Simon, Simon, wat sou een van hierdie 2 mense dink jy was sy mees dankbaarste? En die Fariseer sê vir hom, die een vir wie die meeste geskenk was, en Jesus sê vir hom, "Sjak, reg, jy het dit reg beoordeel." En verder gaan Christus, en hy sê vir hom, wie weinig vergewe is, het weinig lief. So dit wil sê, wie min vergewe is, het min lief. En wie baie vergewe is, het baie lief. So wat beteken dit vir ons? Christus vrywaar ons van al ons sondes, sodat ons hom met alles kan lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. Dit is nie net 500 pennings wat hy vir ons gee nie, mense, hy gee vir ons alles, wat ons ten volle gevrywaar word. So hoe kyk ons na Christus? Wanneer ons na hom kyk, is hy die persoon wat groter is as enige omstandigheid, groter as enige gebeurtenis, in staat om ons van enigiets te verlos, om enige skuld vry te spraak en af te skryf. Of is jou sonde groter as wat Christus kan vergewe? Hoe kyk ons na Christus? Judas en Petrus is 'n voorbeeld. Judas hou homself besig met sy sonde, en in plaas van hom te bekeer na Christus toe, hou hy aan oefen in sy sonde. Nou Petrus maak ook baie foute. Petrus sondig ook, maar hy oefen nie in sy sonde nie. En hy benader Christus, en hy leer Christus se karakter en sy natuur ken. Nou kom die krisis, en hulle albei verraai vir Jesus Christus. Judas het die verkeerde verstaan van Jesus gehad, en omdat hy sonde niks gemaak het nie, en omdat hy nie die karakter en die gesindheid van Jesus leer ken het nie, toe die sonde kom, en wanneer hy vir Jesus verraai het, vlug hy van Christus af, en hy maak sy sonde meer as wat Jesus hom kan vergewe. Petrus verraai ook vir Jesus, maar Petrus kyk anders na Christus. Hy is bewus dat Christus in staat is om hom van alles te verlos, om hom van alles te vergewe, en wanneer hy hom op die strand sien, spring hy van die boot af, en hy hardloop pyl reguit na Jesus Christus toe. Want hy weet, Christus is bo alles. Hy weet, dit is sy natuur. Hy weet, dit is sy karakter. Nou vra Jesus vir Petrus, het jy my lief? Wat het ons nou net gehoor van die geldskieter? Hy die weinig vergewe is, het weinig lief. Hy die baie vergewe is, het baie lief. Wat vra Jesus vir Petrus? Petrus, het jy my lief? Nou sê Petrus, ja Here. Nou sê Jesus, laat my lammers wyn. Jesus vra dit vir Petrus 3 keer.
So verstaan mooi, Jesus Christus se bloed en sy offer is groter as ons sondes. Is groter as die dinge wat ons mee sukkel. Sy genade, God se genade is Jesus Christus wat in ons plek sterwe, sodat ons vir Christus reg kan gebruik. Jesaja 55, vers 6 tot 7. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Vandag is Christus nog te vind. Vandag is hy nog naby. Vandag moet ons na God toe gaan en na hom nader, want vandag is sy vergifnis nog beskikbaar vir ons. Ons weet nie wat môre voor lê nie. Daarom moet ons vandag al begin reageer daarop. Vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Psalm 86 vers 5. Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierendheid vir almal wat U aanroep. Mense, God is getrou. As ons sonde is, as ons sondes vir hom bely, hy is getrou, hy sal ons vergewe. Maar die vereiste is dat ons God se naam moet aanroep. Andersins sal dit vir ons niks nie. Andersins gaan dit vir my niks bewerk nie. As ek nie vir God aanroep nie, kan hy my nie vergewe nie. So dis baie belangrik. Nou die feit dat God homself openbaar aan hierdie Ou Testamentiese skrywers is absoluut wonderlik, want daardeur kan hulle al God se karakter leer ken, en hulle reageer op dit. En God benader vir ons deur sy geliefde. Vandag is daar baie meer beskikbaar vir ons om te weet van God se karakter en van sy natuur, as wat die mense soos Dawid en mense soos Jesaja van geweet het. Christus gee vir ons sy Heilige Gees, hy gee vir ons sy natuur, hy maak teespraak vir ons by die Vader, dat ons by die Vader kan gaan staan. Ons kan vandag in die heerlikheid van God leef. Daar is soveel meer vir ons beskikbaar om te weet van Christus af as hulle. En hy doen dit sodat ons kan reageer daarop. Hoe reageer ons op dit? Ons bekeer ons van ons verdwaalde weg en van ons verdraaide gedagtes. Ons roep die naam van God aan tot vergifnis, tot redding, tot verlossing, tot heiligmaking. Dit is hoe ons reageer op God se karakter, op sy natuur. Nou, verder op verskeie plekke sien ons dat daar staan ook geskrywe dat God delg ons sondes uit. Hy vergewe ons en hy dink nie meer daarso aan nie. Hy skei ons van ons sondes so ver van die wes na die oos. So God vergewe ons net nie, maar hy vergeet ook. Hebreërs 9 vers 13 tot 14. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n ver wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hy vergeef ons sondes, dat hy nie meer daaraan dink nie, maar hy vergeef ook ons sondes dat ons nie eens meer daaraan hoef te dink nie. Hy vergeef ons sondes dat ons 'n skoon gewete kan hê, dat ons kan vergeet van wat agter is en strek na vorentoe vir die prys wat voor ons lê. Mense, wanneer ons kyk na hierdie inligting, moet dit ons absolute vrymoedig gee om te nader tot Jesus Christus toe. Om soos Petrus na Jesus toe te hardloop. En omdat ons kan vertrou dat God se woord waar is, omdat ons kan vertrou op sy woord, kan ons verseker weet dat ons wel ten volle vergewe kan word. Omdat ons weet dat God nie lieg nie. Dit is nie deel van sy karakter nie. Omdat die bloed van Jesus nie die bloed van stier en bok is nie, weet ons dit werk vir ons ewige versoening. Maar God bewerk vir ons, of Jesus bewerk vir ons daardie ewige versoening met die praktiese doel dat ons dan God moet dien. En dat ons aanhoudelik moet oefen om 'n rein gewete vir hom te hou. So om 'n lewe van bekering en 'n lewe waar ons God se naam aanroep vir vergifnis van ons sondes, dat ons konstant 'n rein gewete vir hom kan behou. Deur al is daar sonde in jou lewe, te nader tot God. Maar die vraag bly dieselfde as tevore. Hoe kyk ons na Jesus Christus?
Hoe reageer ons op sy woord? Is hy groter as jou sonde? Of maak jy jou sonde groter as hy, dat hy dit nie vir jou kan offer nie? Jy gaan jou besluit moet maak, mense, die skrif is alreeds teen die muur. Die prys is klaar betaal, dis alreeds afgehandel. Ons moenie Satan alleen glo. Ons moenie glo dat ons nie nader of kan nader tot God nie. As jy dit gaan glo, dan gaan jy vlug soos Judas Iskariot. Jy gaan wegvlug van Jesus af en jy gaan jou verlossing, jy gaan jou redding, jy gaan jou prys, jy gaan jou plek in die hemel prys gee. Ons kyk na 'n mens soos Paulus wat 'n moordenaar was en veral dit hy het Christene vermoor. As Jesus Christus daardie persoon vergewe, as Jesus Christus daardie persoon reinig, natuurlik sal hy ons ook vergewe. Natuurlik sal hy ons ook reinig. So Jesus Christus se bloed is ten volle genoeg om die Vader vir ewig en vir altyd tevrede te stel. So daarom is ons hoop in Jesus Christus en ons hoop word 'n vaste vertroue en nou kan ons lewe in geloof deur Christus se genade. Maar hierdie genade wat ons dan onderlewe, vrywaar ons nie van sondes nie. As ek 'n bank beroof en ek steel R10 en die hof gooi die saak uit en hulle vrywaar my van my diefstal, beteken dit nie dat ek môre kan gaan en weer R10 steel nie. Dit beteken nie dat ek hierdie R10 wat ek steel het in my sak kan hou nie. Maar dit beteken dat ek moet hierdie R10 vat en gaan rekenskap doen soms. Dit beteken nie nou dat omdat ek onder die genade leef, dat ek nou kan sondig, want Jesus het alreeds aan al my sondes gedink, en hy het al my sondes vergewe. Dit gee nie vir my verskoning om dit te doen nie. Dit gee nie verskoning vir my om my sondes te regverdig nie. My sondes word my vergewe, en dit plaas my in 'n posisie, dat ek voor die Vader kan staan, sonder om te sterwe. Dat ek voor Jesus Christus kan staan, waar die sluier weggeneem is, en dat ek deur sy heerlikheid verander word, van heerlikheid tot heerlikheid, na dieselfde beeld as Jesus Christus, deur die Heilige Gees. Christus sterf op die kruis terwyl ons nog sondaars was, sodat ons vergifnis kan vang. Mense veel meer nou dat ons hierdie vergifnis ontvang het en gereinig is, dat ons veronderstel om as oorwinnaars te leef in hierdie wêreld. Romeine 5:17 sien ons daar staan, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood, so dit wil sê die sonde geheers het, deur die een Adam, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Jesus sterf vir ons op die kruis, sodat ons vergifnis kan ontvang, sodat hy vir ons verlossing, heiligmaking, kennis en wysheid uit God kan word, past, present, continuous tense. So dit beteken gister, vandag, môre, vir altyd dat hy dit vir ons sal wees. Hy gee vir ons die Heilige Gees en hy vul ons met sy natuur, sodat ons nie meer hoef te sondig nie. Hy verander dit in ons. Hy maak ons 'n nuwe skepsel. Dit is wanneer ek my R10 steel en die magistraat spreek my vry. Maar nie net dit nie, die magistraat sien dat my oorsprong van diefstal is armoede en sy gee vir my huis, sy gee vir my klere, sy gee vir my kas, sy gee vir my geld, sodat ek hierdie R10 kan vat en teruggee en môre nie weer hoef te sondig nie. Jesus doen nie beter. Hy verander my natuur. Maar dit nie meer in my natuur is om te sondig nie. Maar dit nie meer in my natuur is om te leef volgens die vlees nie, maar dat ek sal leef volgens die Gees. So vergifnis wat beskikbaar is, sit my in 'n posisie dat ek gered en verander kan wees, sodat ek meer as 'n oorwinnaar in hierdie wêreld kan wees, vandag al. Nou die genade en vergifnis wat beskikbaar is, beteken verseker dat ek nie kan sondig soos ek wil nie. Ek kan nie aangaan soos wat ek wil nie. Indien ek dit doen, dan terg ek nie vir God. Dan beteken dit mos ek gebruik nie sy bloed reg nie. Ek gebruik nie sy liggaam reg nie. Ek gebruik nie die Heilige Gees reg nie. As ek aanhou oefen in my sonde, na ek tot bekering gekom het, dan lewe jy 'n lasterlike lewe teenoor God. Jy belaster die Heilige Gees. Jy belaster sy bloed en sy liggaam. Ons kan nie so optree nie. Ons kyk na die praktiese gevolg van versoeking en die werk van die Heilige Gees. Versoeking is daar sodat ons hartstoestand aan ons openbaar word en die sonde wat in ons lewens is, wat ons nog nie van bewus is nie,
dat ons bekend gemaak word met dit, deur die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde. Maar die Heilige Gees oortuig ons ook van geregtigheid, sodat ons volmaak kan word soos Jesus Christus, sodat ons volwasse kan word, volwasse Christene wat al struikel ons, van ons gaan struikel, en al sondig ons, dat ons op daardie oomblik sal nader tot Jesus Christus, vir vergifnis, vir verlossing, sodat ek daar al kan heers oor die sonde, dat ek kan klaar kry met dit daar, sodat waar ook al ons kan gaan, dat ons kan leef met die sin, met die natuur, met die gesindheid van Jesus Christus. Net om 'n recap te gee, Christus sterf op die kruis, hy stort sy bloed uit, sodat vergifnis beskikbaar is vir ons almal, en hy doen dit vandag, en dit is eenmalig, en dit is voldoende aan die Vader, maar dit is alleenlik beskikbaar vir die persoon wat sy naam aanroep. Jesus vergewe ons, in 'n mate dat hy vergeet daarvan, hy gee vir ons 'n skoon en 'n rein gewete, en dit gee vir ons die vrymoedigheid om tot God te nader vir vergifnis. Al sukkel ons hoe baie met dit, maar dit beteken juist dat ons nie vrygespreek word van dit nie. Matteus 6 vers 14 tot 15, ons gaan nou oor na die volgende gedeelte toe. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Daar is 'n tweede aspek van vergifnis wat ons in ag moet neem. Christus bied vir ons vergifnis verniet aan, en hy verwag dat ons vir dit verniet moet uitgee. Die koninkryk van God word vergelyk met 'n diensknegt wat 10.000 talente aan 'n koning skuld. En die koning gaan en hy wil die diensknegt, sy familie en al sy besittings verkoop sodat daardie diensknegt sy skuld kan betaal. Maar die diensknegt pleit by die koning. En die koning kry hom jammer en hy spreek al sy skuld vry. Hy skryf dit af en daardie diensknegt loop in die strate rond en hy kry 'n mede-diensknegt wat hom 100 penning skuld. Hy gryp hom aan die keel en hy dwing vir hom, jy sal my skuld betaal. En die mede-diensknegt pleit by hierdie diensknegt en hy sê, ek sal die skuld betaal, los my net. Maar die diensknegt is onbarmhartig en hy gooi hom in die gevangenis tot hy sy skuld betaal het. Toe die koning hoor van hierdie geval, bring hy daardie diensknegt wat 10.000 talente geskuld het en hy roep hom in. En hy sê vir hom, ek het verniet vir jou barmhartigheid bewys. Hoekom het jy dit nie terug bewys aan hierdie mens nie? En hy gooi hom in die gevangenis en hy gee hom oor in die pynigers totdat al sy skuld betaal word. Die krisis is dat die meeste van ons is soos hierdie diensknegt. Verniet ontvang ons vergifnis, maar ons is baie vinnig om toorn te wys aan die mense. Ons is baie vinnig om kwaad aan te doen aan hierdie mense wat teen ons sondig, wat teen ons fout begaan. Terwyl ons vrygespreek is van die toorn wat ook aan ons toegereken moes word, in plaas van om te vergewe, wil ons bloed vergiet. Die meeste van ons is bewus dat ons gaan geoordeel word in die mate wat ons mee oordeel. Dink julle nie, dis dieselfde met vergifnis nie? Dat ons gaan gemeet word met die emmer waarmee ons meet? Dat ons vergewe gaan word volgens hoe ons gaan vergewe? Natuurlik. Mense, daarom is vergifnis nodig vir vergifnis. Nou, daar's twee tipe mense vir wie ons vergifnis kan aanbied. Ongeredde mense en geredde mense. Nou, ek gaan dit net vandag skei, net vir argumentsopdrawe. Maar in Matteus 28 lees ons Jesus se laaste gebod, en dit is dat ons moet uitgaan in die wêreld. Ons moet aan al die volke en die nasies evangelie gaan verkondig, en hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So daardie bestuurder of daardie buurman of daardie persoon wat ons so kwaad maak, wat ons so seer maak, dit is juist daardie persoon wat ons wil bereik. Nou ek weet dat hier's mense wat sit en luister, wat verskriklike dinge in hulle lewens ervaar het. Ek praat van daar's mense wat verkragt word, daar's mense wat gemolesteer word en beroof word, en sy geliefdes wat vermoor word. En ek sal nooit kan verstaan wat in daardie persoon se skoene gebeur het, of hoe hy gevoel het en wat hy ervaar het nie. Dis iets wat ons nooit kan verstaan nie. Maar daardie persoon wat die verskriklike ding gedoen het,
Dit is juist ook daardie persoon wie ons wil bereik en evangeliseer. Al het hy gedoen wat hy gedoen het. Jesus hang op die kruis. Vir wie bid hy, Vader, vergewe hulle sondes? Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid dit vir die mense wat besig is om hom te kruisig. Hy bid dit vir die mense wat besig is om hom dood te maak. Want Christus wil almal red. Stefanus in Handelinge is buitekant besig om gestenig te word. Wat bid hy? Here, vergewe hulle sondes. Hulle weet nie wat hulle doen nie. So hoe kan ons verwag dat ons die mense gaan bereik terwyl ons kwaad is vir hulle? Terwyl ons nog toorn in ons hart het teenoor hierdie mense? Ek weet ons hoe ons voel oor hierdie mense. Dis reg, jy verdien om hel toe te gaan. Kry vir jou. En dis absoluut waar. Daardie persone verdien om hel toe te gaan. Maar ons verdien ook om hel toe te gaan. Elke liewe persoon wat in die wêreld is, verdien om hel toe te gaan. So ek kan nie myself buite die situasie dink en sit en kyk na die verskriklike persoon en dink, Jesus Here, daarom is ek nie soos hierdie ou nie. Daarom is ek nie seker groot sondaar soos hierdie ou nie. Daarom maak ek die mense seer soos hierdie ou nie. Dan maak jy jouself 'n fariseer. Jy maak jouself 'n skrifgeleerde, want dis tog wat hulle bid. Here, dankie tog dat ons nie soos hierdie mense is nie. Dankie tog dat ons nie soos hierdie heidene is nie. Jy kan nie jouself buite daardie mense sit nie en neerkyk op hulle nie. God strek uit na ons almal toe. Hy strek uit na ons toe en hy gryp na ons toe. En hier's van ons wat teruggegryp het na Christus toe. Maar Christus strek ook uit na daardie verskriklike mense toe. En hy gryp ook na daardie mense toe. Maar hy gaan vir ons gebruik om hulle te bereik. Hy gaan vir ons gebruik om na hulle toe te nader, om hulle te evangeliseer en om hulle te vertel van Christus. Paulus word gered op pad na Damaskus toe. Hoe word hy gered? God stuur vir Ananias na hom toe. Al is Ananias bewus dat Paulus is die man wat sy mede-Christene vervolg en vermoor het. Ananias sê tot vir homself, maar is dit nie die man wat ons vervolg nie? So Ananias weet, hierdie verskriklike persoon Paulus is die persoon wie moet gaan evangeliseer. En Ananias gaan en hy verkondig die evangelie aan hierdie verskriklike man en Paulus word gered. Prys die Here daarvoor. So as ons nie met die regte gesindheid gaan uitreik nie, mense ons kan weet, dit maak ons die grootste hypocrites wat daar is in die hele wêreld. Soos Jakobus vir ons sê, die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. So ons kan nie hierdie mense in toorn benader nie. Ons kan nie hierdie mense benader as ons kwaad is vir hulle nie. Dis mos nie die vrug van die Heilige Gees nie. As Ananias vir Paulus in toorn benader het, sou die uitkoms mos nou heeltemal anders gewees het. Inteendeel, God sou nie vir Ananias gebruik het om na Paulus toe te gaan nie. Hoe verskriklik gaan dit nie wees as jy jou vrug gaan verloor nie. Maar Ananias was 'n man wat geleef het onder die wet van die lewe. En hy het gewandel deur die Heilige Gees en hy het die vrugte van die Gees gehad. En daardeur gebruik God hom. En hy gaan na Paulus toe en Paulus word gered. Wat is die vrugte van die Gees? Liefde, blydskap, vriendelikheid, vrede, sagmoedigheid, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing. Toorn is nie daarso nie. Kwaad en woede is nie daarso nie. Die grootste gebod van Christus is dat jy die Here, jou God, moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. So daardie naaste is soms daardie verskriklike persoon wat jy mee te doen het. So hoe lief is jy vir hierdie mense wat jy so seer maak? Hoe lief is jy vir hierdie mense wat sulke groot skade aan jou doen? Het jy hulle lief soos wat Christus jou lief gehad het, dat jy bereid is om te sterf sodat daardie persoon gered word? Het ons hulle lief soos Moses die volk lief gehad het, dat hy bereid is om sy plek in die boek van die lewe op te gee, sodat hierdie mense gered kan word? Dit is mos nou baie makliker om te vergewe, as om jou verlossingsposisie prys te gee. Nee. Die krisis is dat baie van ons is nog kinders wat baie vinnig seer gemaak word. Dit is die krisis. Ons word vinnig seer gemaak, want alles gaan oor ons. Ons het nie die regte perspektief nie. Ons het nie die regte gedagtenis om dit reg te dink oor God nie. Alles gaan oor ek. Ek was beledig geweest. Ek was seer gemaak. Hulle het vir my gelag.
So what? Who cares? Mense, daar is 'n ewige koninkryk wat vir ons wag. En God gaan ons vergelde volgens wat ons doen, die kind van die graf. Of dit beloning is, en of wat van dit gaan weggaan. So hoekom is ek 'n Christen? Omdat ek narcissisties is? Omdat ek almal en alles gaan manipuleer, sodat dit net gaan oor my redding, oor my gevoelens, oor my bankrekening, oor my besittings? Of wil ek vir God verheerlik en veelvoudig vrug dra? Wil ek mense na die Here toe lei? Nou, ek verstaan dit is baie makliker gesê as gedaan om hierdie verskriklike mense te vergewe. Inteendeel, dit is onmoontlik as ek dit op my eie gaan doen. Dit is onmoontlik vir my om hierdie mense te vergewe, want ek in my eie is 'n vleeslike mens. Ons kyk na Stefanus, dan sien ons hy vergewe terwyl hy gestenig word. Mense, dis nie iets wat 'n normale wêreldse mens kan doen nie. Dis iets wat 'n besonderse, God-gevulde mens kan doen. Stefanus is 'n goddelike persoon wat die natuur het van God, wat hy deur die Heilige Gees gekry het. Daarom is dit so belangrik dat ons moet aanhoudend bid vir die Heilige Gees om werksaam te wees in ons lewens. So Here, dit is onmoontlik vir my om hierdie mense te vergewe, Here. Ek is kwaad vir hierdie ou. Ek kan nie vir hierdie ou nou vergewe nie. Maar vul my met die Heilige Gees en verander my natuur, verander my gesindheid, sodat ek hierdie persoon kan vergewe en dat hy bereik kan word met die evangelie. Die skrif leer ons dat ons wêreldse vaders nie vir hulle kinders 'n klip sal gee as hulle vra vir 'n brood nie, of as hulle vra vir 'n vis 'n slang sal gee nie. Hoeveel te meer sal ons Vader wat in die hemel is nie vir ons die Heilige Gees gee wanneer ons hom dit vra nie. So prys die Here, die probleem om 'n skuldenaar te vergewe lê nie by die skuldenaar nie. Dit lê by die persoon wat hom of haar moet vergewe. En dit is iets wat ons vir God kan vra. Dit is iets wat ons vir God moet vra om te verander in ons. Dat ons ook sy vergewensgesindheid kan kry. Alles word ons geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Daarom is dit vir ons moontlik om volmaak te word soos Jesus Christus. Dit sluit sy vergewensgesindheid in. So dink julle nie dat God sal hierdie gesindheid in ons werk as ons vra vir dit nie? Natuurlik gaan dit God, hy dit in ons werk, want dit is God wat in ons werk om te wil en te werk na sy goeie plesier. En nou gaan ons verander kan word om met 'n goddelike natuur te kan lewe, waar ons vergewensgesindheid kan hê, en sodat ons soos Stefanus kan reageer, sodat ons soos Jesus Christus kan reageer. En nou kan ons die mense vergewe soos Christus hulle vergewe. Nie hulle sonde nie, maar dat ons kan vergewe en dat ons kan vergeet. Vergeet wat agter is, strek na vorentoe, strek na die prys wat vorentoe lê, strek na die beloning, strek na die vrug wat voor ons lê, en ons kan hierdie mense bereik met die evangelie. Ons broers en ons susters wat in Christus is, wat al reeds bereik was deur die evangelie, is ook mense wat ons skuldenaars kan wees. Hulle is ook mense wat ons skade kan aandoen, en ons kan seermaak. En daar gaan tye kom wanneer ons gaan skier. Daar gaan tye kom wanneer daar konflik gaan wees, en daar gaan argumente ontstaan. As ons ongeredde mense moet vergewe, ons broers en susters in Christus, hoeveel te meer gaan ons nie hulle moet vergewe? Hoeveel te meer gaan ons nie met die natuur van Christus met hulle werk nie? As jy 'n broer of 'n suster haat oor iets wat hulle aan jou gedoen het, is die skrif mos duidelik. Dan kan jy nie in die lig wandel nie. Wanneer ons kyk na ons redding, kan ons mos weet ons het van die dood oorgegaan na die lewe toe, deur om te kyk hoe ons reageer met ons broers, met ons susters. Vergeef ons hulle. Bid ons vir hulle. Gee ons vir hulle wat nodig is. As hy 1 myl van jou afgedwing het, loop jy 2 myl saam met hom. As hy teen jou sondig, is jy vinnig om toornig te word. Is jy vinnig om terugskade aan te doen. Of is jy vinnig om te vergewe. As jy 'n broer nie liefhet nie, wat nie veronderstel is om te wees nie, is die skrif mos nou baie duidelik. Dan bly jy nog in die dood. Dan het jy nie oorgegaan na die lewe nie. As jy 'n broer nie liefhet nie, kan jy mos nie dink dat jy besig is met die wil van God nie. Jy kan mos nie besig of dink jy is besig om vrug te dra nie. Hy wat sy broeder haat is 'n moordenaar. Die skrif is duidelik. Dit is nie ek wat sê nie, dis die Bybel wat sê. Daardie persoon het nie die ewigheidsblywens in hom nie.
Daarom wat ongeredde mense aanbetref, aangaande vergifnis, baie meer moet dit wees vir ons broers en ons susters. Sonder ophou moet ons hulle vergewe. 7 keer 70 daagliks om presies te wees. Christus se doel is dat ons almal sal verenig word onder een hoof in Christus Jesus. So dit beteken dat ons eengesind gaan moet wees. Ons albei van die sin van Christus moet hê en ons gaan moet saam voldoen aan die natuur van Jesus. Maar as daar nie vergifnis is nie, is daar skeiding. En as daar skeiding is dit onmoontlik vir my en vir my broer om albei Christ-minded te wees, om albei die sin van Jesus Christus te hê. Dis mos dan onmoontlik vir my en my broer om eengesind te wees. Paulus en Barnabas het skeiding oor die broer Markus. Paulus wil nie vir Markus saamvat nie, maar Barnabas wil. En daar skeiding wat daarvan kom. En hierdie skeiding vind plaas, maar prys die Here, dis nie die einde nie. Later in die brief in die Kolossense sien ons dat Paulus se verhouding en sy gesindheid teenoor Markus herstel. So ons kan sien daarso is vergifnis. Ons sien dat Paulus skryf vir Timoteus en hy vra dat hy vir Markus moet gaan roep, want hy het vir Markus nodig. Hy het Markus nodig om te gaan werk saam met hom vir die koninkryk. Dit beteken mos nou dat daar is herstelling. En nou kan hulle saamwerk, nou kan hulle eengesind wees, nou kan hulle albei die sin van Christus hê en Christ-minded wees. So ja, daar is skade gewees, want Paulus was onvolwasse gewees. Maar Paulus word groot, en hy sien die groot prent raak, en die skeiding herstel, en hulle kan saam wandel as gevolg van dit. So wees barmhartig aan jou broer of jou suster, wees barmhartig aan jou skuldenaar, al is hy 'n verskriklike persoon. Van die emmer waarmee ons meet, gaan ons mee gemeet word. So rykheid na God, bid sonder ophou, soos 'n vriend wat aanhoudend klop, totdat hy gehelp is. Ons gaan die werking van die Heilige Gees absoluut nodig hê om ons te verander, om in ons te kom werk, sodat ons 'n lewe met die natuur van Christus sal lewe, waar daardie vergewensgesindheid uit ons uit sal vloei, dat ons niks anders kan doen as om mense te vergewe nie, want Christus het ons eerste vergewe. Sien, ons sluit die oor. Ag Here, vandag se boodskap, Here, is so belangrik. Here, en ek kyk heel eers na myself toe, Here, en daar is soveel aspekte wat ek moet toepas in my eie lewe. Ag so Here, ons dankie net, Here, dat U getrou is met die Heilige Gees om ons te kom oortuig van die sonde en van geregtigheid, Here. Here, maar ons het regtig U se werking nodig in ons lewens. Here, ons het nodig dat U ons moet kom verander. Ons het nodig dat ons gevul moet word met die Heilige Gees, Here. Here, sodat ons die sin van Christus kan hê, sodat ons sy natuur kan hê in ons, Here. Here, asseblief, Here. Ons bid dit in U se naam. Amen.